Karen Hougaard is lankal nie meer 'n popsterretjie nie. Sy is sliek, gesofistikeerd en vanaand in ons studio. Karen, hallo. Hallo, lekker om hier te wees. Jy het in jou 16e jaar die Crescendo kompetisie gewen. Hoe dinge verander sedert daardie jare? Wel, ek dink wat gebeur het tussen 16 en nou is waarskynlik dat ek groot mens geword het en dat ek uiteindelik my eie stempel op my musiek kon begin afdruk. Daar's 'n hele nuwe beeld, daar's 'n hele nuwe aanslag van jou kant af. Die motivering daar agter is sekerlik nie net dat jy ouer geword het nie. Wel, ek dink primêr is dit dat ek vir die eerste keer in 1992-93 my eie loopbaan begin in oënskou neem en besef dat ek kan nie aanhoudend doen wat ander mense wil hê ek moet doen nie. Mense moet op 'n kol begin besluite neem vir jouself en 'n langtermyn visie begin ontwikkel van wie en wat jy is. Gevolglik het ek toe besluit om my album wat in 1994 verskyn het bly self te finansier. En dit was my 'n groot waterskeiding want dit was die heel eerste keer waar ek regtig myself ge-establish het as wie en wat ek is. Ek het net gedoen hoe ek wil wees. Ja, nuwe goed. Ek dink byvoorbeeld aan hierdie Geisha video wat fantasties is. Het die publiek daar buite wat gewoonlik na jou goed luister, goeie ontvangs. As hulle verby die eerste 3 of 4 minute kom en agterkom dat dit eintlik ek is agter al die gremering, ja, die terugvoer is uitstekend. Ek dink die Suid-Afrikaanse publiek as sulks het 'n geweldige oplewing begin ervaar, nie net wat Afrikaanse musiek aanbetref nie, wat plaaslike musiek aanbetref of soos ek verkies om dit te doen, nasionale musiek aanbetref. Hulle het begin agterkom dat mense hoef nie, as jy dieselfde geleenthede gebied word, kan 'n ou werklike produk lewer wat internasionale gehalte is. En dit is wat hierdie spesifieke video wat hier agterloop vir my gedoen het. Hy het my baie deure internasionaal ook oopgemaak. Can you feel it burning through the dark on the face of the lucky one? I can cry goodbye and slam your door, but I'll never leave alive. Just don't seem there's any living or lie on the other side of this love-lost night. There never was a moment too dark to die, but I just can't carry on. I keep forgiving your saying lies and then pray for the crack of dawn. And my deep desire for a day like this, they say will stay a dream. But when they swear the dream will seem a light, they just weren't thinking, they just weren't talking to me. I'm rolling in the lows and burning in the fire. Jeremiah hasn't got a thing on me. I've given all I have and all I have left. 'Cause this is as love is gone again. Love is gone again. This is as love is gone again. Love is gone again. This is as love is gone again. I've given love as love can give, and I gave it all from the start. But the train has died, and you have driven the stake right through my heart. You say love feels like years ago, but it's yesterday to me. Time sure flies when you're having fun, but it stands still, it all stands still. I'm rolling in the lows and burning in the fire. Jeremiah hasn't got a thing on me. I've given all I have and all I have left. 'Cause this is as love is gone again. Love is gone again. This is as love is gone again. Love is gone again. This is as love is gone again. Nou van die serie is Muse. Wat is hierdie Muse? Wat is die inspirasie? Toe ek begin werk het aan die album, het ek besef dat jy kan nie 'n kreatiewe proses heel maak of vollediglik doen as inspirasie nie 'n groot komponent daarvan is nie. En vir my het ek begin inspirasie soek in klanke en in kleure en as mens gaan luister na die inhoud van Muse, gaan jy al daai stukkies inspirasie kan kry en vir jou sê o, in hierdie lied kan mens sê sy het dit geïnspireer. En natuurlik van die grootste muses op die album Muse self was ander komponiste wat ook geskryf het. Hoe lyk die industrie vandag?
Die tegnologie het uiteraard ongelooflik baie verbeter. Die industrie het verbeter in soverre dat ons vir die eerste keer in 'n lang tyd onsself kan vergelyk met uitheemse musiek. En ek dink in die ou dae het ons altyd 'n verskoning gehad om 'n minderwaardige produk op die planke te bring, omdat ja, jy is gelukkig daarmee, want jy het nie iets gehad om mee te verwys nie, jy weet nie 'n verwysingsraamwerk gehad nie. En nou kyk 'n mens na die verskillende genres oor see en jy sê goed, ek pas hierin. Ek doen wat ek doen en dit sou wees parallel aan wat X, Y en Z doen in België of Griekeland of Italië. So in Suid-Afrika op die oomblik wat die Afrikaanse musiek betref, het ek dink die grootste voordeel is dat die verskillende genres vir die eerste keer tot sy reg kom. Vir mense wat nog nie Miso gehoor het nie, so kort kategoriseringkie. Miso sou ek seker as ek moet sê, die Engelse benaming daarvoor is seker adult contemporary. Nou is die nagte soveel stiller, die dag is sy eie dag. In tyd is dit baie nice om actually 'n Afrikaanse kunstenaar te kry wat 'n totale gedanteverwisseling met die tyd ondergaan het. Jy weet 'n pad geloop het. Wat lê voor vir die toekoms? Ek is besig om te werk aan 'n nuwe projek wat nie dit is nie 'n voortbouing op Miso nie. Daar is 'n album wat sal volg op Miso wat met ander woorde hoofsaaklik oorspronklike musiek sal wees, maar ek beplan vir die einde van die jaar vir volgende jaar 'n cover version album waaroor ek baie opgewonde is. Ek is op die oomblik besig om baie hard te dink in terme van waar jy nou van Miso af. Kan ek vra wie jy byvoorbeeld insluit op jou cover album? Ja, ek is hard besig om te kyk na mense soos byvoorbeeld Delaris. Ek gaan definitief vir die Shirley Bassey's. Die meer dramatiese goed is my cup of tea, maar wat ek moet byvoeg is dat my benadering tot cover music was nog altyd gewees dat as jy iets van iemand anders sing, maak dit jou eie. Moenie net 'n totale copy maak nie. Moenie probeer om as jy think twice doen 'n totale think twice te doen soos Celine Dion om doen nie. Gaan maak dit jou eie en dit is wat ek beplan met die album. Of dit gaan gebeur, kan ek nie sê nie. Mense is maar altyd so versigtig om jou kykens te tel voor hulle uitgebroei het, maar dit is op die oomblik die projek.